Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag maandag, die 29ste September 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê, beskuldigde in George Hof steek homself in die nek na lewenslange vonnis. Nuushooftrekker vir vandag, staatsdrukker gaan help met bestuurslisensies. Man steek homself in die nek na lewenslange vonnis. Tropiese storm dryf die Filippyne. SAL gaan meer vlugte instel, plaaslik, asook na Botswana. Springbokke wen Argentyne en bekleed weer nommer 1 op die ranglys. Blaubulle wen gemaklik in eerste VRK-wedstryd op Loftus Versveld. Hoogdrama het om die streekhof van George afgespeel toe die verkragter van 'n 3-jarige meisie homself met 'n skerp voorwerp in die nek gesteek het, kort nadat hy lewenslange tronkstraf opgelê is. Ian Hoggins, wat 54 jaar oud is volgens inligting van die Nasionale Vervolgingsgesag op 24 Junie skuldig bevind op aanklagtes van verkrachting, seksuele aanranding en die besit van 124 beelde van kinderpornografie. Die misdrywe het in 2020 plaasgevind toe die meisie 3 jaar oud was. Sy is nie aan Hoggins verwant nie. Die streeklandros wat die saak hanteer het Hoggins tot lewenslange tronkstraf gevonnis op die aanklag van verkrachting, nog 5 jaar weens seksuele aanranding en 8 jaar gevangenisstraf weens die besit van kinderpornografie. Die vonnisse sal samelopend uitgedien moet word. Hoggins het kort daarna in die beskuldigde bank sy vuis begin rondswaai en homself ten aanskoue van hofgangers met 'n skerp voorwerp in die nek gesteek. 'n Ambulans is ontbied terwyl personeel 'n doek teen Hoggins se nek gedruk het. Dit het egter gebleik dat hy nie 'n slagaar raak gesteek het nie. Paramedici was ruk lank met Hoggins in die hof saldoende gewees, waarna hy op 'n dragpaar onder polisie-toesig in 'n ambulans weggeneem is. Die kind moes medikasie gekry het en het bed nat gemaak en wou nie in die teenwoordigheid van enige mans wees, het die hof bevind. Die landros het ook gesê Hoggins, wat skuld ontken het, aanvaar steeds nie verantwoordelikheid vir sy dade nie en geen versagtende omstandighede bestaan daar wat haar van die maksimum vonnis laat afwyk het nie. Hoggins se naam sal in die register vir seksoortreders opgeneem word. Die staatssekretary gaan tussentydse maatreëls inspann om die voortsleepende krisis rondom die druk van nuwe rybewyskaarte te verlig, soos die Babar Krisi, minister van vervoer. Die langdurige impak is van die krisis wat gelei het tot 'n agterstand van meer as 700,000 nuwe reisbewyskaarte, omdat die masjien wat dit druk gedurig onklaar is en ook die enigste een is wat in die land gebruik word. Krisi sê in haar antwoord, die departement hou mense gereeld op hoogte van agterstande, asook maatreëls om dit uit te wis. Volgens haar het sy in Junie met alle LER van vervoer vergader. Hulle het onder meer besluit om die R72 wat betaal moet word vir tydelike rybewyse te laat vaar en nie die motoriste se straf wat kan bewys dat hulle aansoek gedoen het vir die hernuwing van hulle rybewyse nie. Krisi sê die afdeling vir rybewyskaarte, die entiteit in haar departement wat verantwoordelik is vir die vervaardiging van rybewyskaarte, het met 'n skopstelsel van 24 uur begin nadat dit deur die departement van staatsdiens en administrasie goedgekeur is. Rais Mzansi LP wou by 'n ander parlementêre vraag weet of haar departement 'n memorandum van die verhoudinge met die staatsdrukkery onderteken het om die rybewyskaarte te kan vervaardig. Krisi sê haar departement wag op 'n uitspraak van 'n verklarende hofaansoek wat die departement by die Hooggeregshof ingedien het oor die geldigheid van die vorige kontrak vir die nuwe masjien. Volgens haar is dit waarom die departement tussentydse maatreëls ondersoek om die agterstand met die druk van kaarte uit te wis en kyk na langtermyn oplossings soos die verlenging van die geldigheid van rybewyse. Herstelwerk in die instandhouding van die masjien het sedert 2022 al by R12 miljoen gedraai. Westerse en enige ander lande wat onvoorwaardelik 'n Palestynse staat erken, stuur daarmee 'n baie duidelike boodskap uit, naamlik dit is lonend om Jode te vermoor. Benjamin Netanyahu, premier van Israel, het so teruggekap teen die toenemende druk teen sy land se voortsleepende oorlog in die Gaza-strook toe die 80ste sitting van die VN se algemene vergadering in New York toegespreek het. Hy het ook president Donald Trump van Amerika, Israel se nouste bondgenoot geloof, wie se administrasie soos Israel kragtig veg teen die plaag van antisemitisme. President Cyril Ramaphosa het ook die afgelope week in die VN in New York herhaal dat Suid-Afrika verbind bly tot 'n twee-staat oplossing waar Palestina en Israel vreedsaam langs mekaar moet bestaan. Netanyahu het in sy toespraak wêreldleiers wat 'n Palestynse staat ondersteun daarvan beskuldig
dat hulle gesoog het onder die druk van bevooroordeelde media, radikale islamitiese kiesafdelings en antisemitiese bendes. Hierdie week het die leiers van Frankryk, Brittanje, Australië, Kanada en ander lande onvoorwaardelik 'n Palestynse staat erken. Hulle het dit gedoen na die gruwels wat Hamas op 7 Oktober gepleeg het. Netanyahu het verder benadruk dat Israel nog nie klaar is met sy oorlog in die Gaza-strook nie. Die owerhede in die Filippyne het 400,000 mense na veiligheid gebring weens 'n tropiese storm enkele dae nadat dit deur die dodelike supertifoon Ragasa getref is. Verskrikte inwoners het selfs onder kerkbanke gaan skuil toe die dak van 'n kerk afgewaai het. Jerome Martinez, 'n munisipale ingenieur in die suidelike Luzon provinsie, Masbate, sê die wind het deur die vensters en plafonne van die kerk omstreeks 044 die kerk verwoes. Sommige kinders het geringe beserings opgedoen, het hy gesê. Volgens regeringsamptenare is die dodetal van Ragasa, wat van dese week die noorde van Filippyne getref het, op pad China toe 14. Volgens owerhede is duisende mense dakloos gelaat. 'n Man van Delft is in gevolge die moslimgeloof begrawe nadat hy woensdag aand in 'n slenter gelok en toe in Ottery vir sy selfoon vermoor is. 2 jong vroue het Mohammed Yusuf Daniels, wat 29 jaar oud is, onder die valse voorwendsels na Ottery gelok en gesê hulle wil sy selfoon koop. Daniels het saam met sy oom Yassine Daniels, wat 45 jaar oud is, en sy neef Uzar Daniels, wat 18 jaar oud is, gegaan om die 2 vroue te ontmoet en transaksie sodoende af te handel. Kort nadat hulle daar aangekom het hulle besef hulle is om die bos gelei, maar het was te laat gewees. Gewapende mans was saam met die vroue en die situasie is van 'n afstand af dopgehou. Die mans het op hulle begin skiet. Mohammed en Uzir het hulle gelisensieerde vuurwapens by hulle gehad en ook teruggeskiet. Mohammed is met veelvoudige skietwonde op die toneel aangetref en op die toneel doodverklaar. Volgens die polisie het die aanval omstreeks 21:20 in Uilsweg plaasgevind. Mohammed sou op 4 Oktober getrou het. Al die reëlings was reeds getref. Die polisie het 'n moordsaak en sake van poging tot moord aanhangig gemaak. Die polisie het bevestig 2 vroue van onderskeidelik 18 en 23 jaar oud is in hegtenis geneem. 'n derde verdagte is onder polisiebewaking in die hospitaal opgeneem. Die Suid-Afrikaanse Lugdiens, SA, gaan sy plaaslike en streekvlugte vanaf November uitbrei. Babar Krisi het geantwoord, die SAL het sedert die tweede helfte van 2024 sy smal vliegtuie, die Narrow Body Fleet, van 8 na 14 uitgebrei en sal oor die volgende 8 weke nog 'n vliegtuig byvoeg om sy vloot van die vliegtuie op 15 te staan te bring. Die toename in sy aantal vliegtuie het die lugdiens in staat gestel om sy plaaslike vlugte veral tussen Johannesburg en Kaapstad na Johannesburg en Durban uit te brei. Die lugdiens het ook begin van dese week aangekondig dat dit vanaf 4 November 2 keer per dag tussen Johannesburg en Gaborone, hoofstad van Botswana, sal vlieg. Die oggendvlug vertrek om 06:50 vanaf Johannesburg en land om 07:45 in Gaborone. Sommige afleggings lyk dalk soos 'n geleentheid, maar kan 'n werklike risiko wees waarvoor die belegger nie billik vergoed word nie. Daar is 2 gevaarligte wat hierdie bykomende risiko's duidelik weergee. 'n Gewone gereguleerde en gebalanseerde groeifonds het oor die afgelope dekade 'n opbrengs van rondom 8% tot 10% per jaar gelewer. Hierdie opbrengs was nie in 'n reguit lyn nie, maar het op en af die tye geweer omdat die waardes van groeibates op kort termyn baie wisselvallig was. As jy geduldig is en in bates van hoë gehalte belê, word jy op langtermyn vergoed daarvoor. Weet jy presies in watter bates en maatskappye jou geld te belê, is presies hoe en deur wie die waardes bereken word en dan ook deur wie die onafhanklike partye hierby betrokke is. In die geval van private maatskappye wat nie op 'n beurs verhandel nie, is daar bykomende risikofaktore waarvoor die beleggers vergoed moet word. Ongelukkig word hierdie beleggings dikwels soos veilig gereguleerde produkte verpak wat selfs ingeligte beleggers kan mislei, en hier praat ek uit ervaring, is daar in die koerante gesê. Met die toets wat Nieu-Seeland en Australië gespeel het hulle weer eens beklemtoon, hulle moenie sommer afgeskryf word nie. In 'n harde wedstryd tussen hierdie 2 spanne, vandaar doelonde gevolg, en die Kiwis het uiteindelik geseëvier met 33 teenoor die 24 van Australië. Saterdagmiddag in Durban het die laaste plaaslike toets vir die Springbokke gevolg voor 'n skare van meer as 45,000 mense wat op hulle voete was en geskree het om hulle span aan te moedig. Vir die manne van Argentinië het 3-3 gevolg wat moedig teen die magtige Springbokke probeer terugveg het, maar uiteindelik was die Bokke wel baas wat die kampioene is, tog die oorwinnaars. 9-3 het vir die Bokke gedruk, Marco Marx, Sasha Feinberg 3-3, Cheslin Colby, Ornay van der Berg, Pieter Stef de Tooy 2-3 en Manny Lobok het almal hulle kant gebring en vir hulle span 3 aangeteken.
Dit was regtig 'n lekker wedstryd om dop te hou en die finale telling op die bord was 67 vir die Springbokke en 30 punte vir die Argentynse span. Die All Black veteraan Gordon Barrett sal die komende naweek se kragmetings met Australië in Perth in die rugby kampioenskap weens 'n skouerbesering moet misloop. Nie net sal Barrett, 'n veteraan van 141 toetse, nie teen die Wallabies kan speel nie. Daar hang 'n wolk van onsekerheid oor of hy beskikbaar sal wees vir die All Blacks se toer later vanjaar aan die noordelike halfrond. Damian McKenzie sal aan alle waarskynlikheid Saterdag teen die Aussies in Perth in die nommer 10 try begin. Benewens Barrett sal die stud Ethan de Groot ook nie die komende naweek speel nie, omdat hy harsenskudding opgedoen het. Vir die Wallabies is daar goeie nuus met die slot, Will Skelton en die losvoorspeler Rob Valentini wat in Perth hulle terugkeer kan maak. Skelton was in Frankryk waar hy klapverpligtinge by La Rochelle gehad het en Valentini het 'n las van 'n kuitbesering gehad. Indien White, wat 35 jaar oud is, ingespan word, sal hy die tweede keer in die bestek van 2 maande wees dat hy sy uittrede op sy skuif om vir die Aussies te speel. Tussen sy Arie Savea, wat die All Blacks Saterdag aangevoer het. Hulle is bly hulle kon terugbons van 'n vernederende nederlaag teen die Springbokke die vorige week. Die naweek het die VRK rugby kampioenskap afgeskop en verskeie gemengde veldslae is vir die Suid-Afrikaanse spanne opgelewer. Die Stormers was Vrydag aan die gasheer vir die Leinster span en duisende mense het vir hierdie harde wedstryd opgedag om hulle span aan te moedig. Vir die Stormers het 'n harde wedstryd gevolg, maar die tuisspan was heeltemal te sterk vir die kampioenspan en het 4 skitterende drieë teen Leinster gedruk. 3 van die drieë is verdoel en ook het die Stormers 3 strafskoppe oor die dwarslaat van die besoekers gejaag. Wat die hele wedstryd betref het die Stormers vir die wêreld en Suid-Afrika gewys. Hulle is terug en die afrigtingspan kan tevrede voel met die manier hoe die spelers met mekaar gekommunikeer het en samespel was oor die algemeen weer uit die boeke gewees. Die Stormers het 'n duidelike boodskap aan al die ander spanne gestuur en uiteindelik as oorwinnaars uit die stryd getree en gewen met 35 punte vir die Stormers en 0 punte vir die manne van Leinster. Die Glasgow Warriors was die gasheer vir die Haie van Durban en was duidelik die gunsteling in hierdie VRK wedstryd. 3 vir die Warriors is deur Kyle Rowe, Stafford McDowell en Dajay en Dobie gedruk. 'n Strafdoel is ook aan hulle toegeken na ongeoorloofde spel deur die Haie span begaan is. Vir die Haie het Ewel van der Merwe, Vincent Sitsuka en agter die Warriors se pale gaan kuier. Die halftydtelling was 14 vir Glasgow Warriors en 12 punte vir die besoekende Haie span. Die eindtelling het veel beter vir die Glasgow Warriors gewys, naamlik 35 vir die Warriors en 19 punte vir die Haie. Vir die Blou Bulle het hulle naweek heel goed begin en was natuurlik die gasheer vir die Ospreys in hulle VRK openingswedstryd. 6-3 is deur die Ospreys span gedruk en 5 van daardie drieë is verdoel deur Edwards, die loskakel van sy span. Vir die Blou Bulle is 9-3 gedruk en slegs 4 van die drieë is verdoel deur Keegan Johannes. Williams van die Bulle het in die 26ste minuut 'n geel kaart ontvang vir ongeoorloofde spel. In die tweede helfte het Venter van die Ospreys sy geel kaart van 10 minute gekry. Dit was voorwaar 'n lekker wedstryd wat goeie hardloop rugby opgelewer het en die finale telling was wel verdiend in die guns van die Blou Bulle met 53 punte teenoor die 40 van die Ospreys. Die Europese golfspan het die eerste 2 dae van die Ryder Beker toernooi teen Amerika oorheers en in gister se 11 enkelspelstryde net 2,5 punte benodig om die Ryder Beker te kon behou. Na kragvertoning Vrydag het Europa Saterdag ook sy spiere op die Bethpage Blackbaan in New York gebuld en algeheel met 11,5 en 4,5 voorgeloop. Amerika kon slegs 2 punte by sy totaal bygevoeg het. Die Ierse kombinasie van Rory McIlroy en Shane Lowry het Vrydag 'n punt met Sam Burns en Patrick Cantlay gedeel, maar ook hulle was daarna onoorwonne. Die Europese kaptein Luke Donald het Saterdag gesê is trots op die wyse waarop sy spelers die vyandige Amerikaanse toeskouers hanteer het. Dit is nie maklik daar buite nie en ek dink ons span het daardie druk uitstekend hanteer, het Donald aan die media gesê. Die Sloveense fietsry-sensasie Tadej Pogačar het gister sy titel in die padren op die wêreldkampioenskap suksesvol en Kigali Rwanda verdedig toe 1 minuut en 28 sekondes voor die Belg Remco Evenepoel eerste oor die streep gejaag het. Evenepoel, die Olimpiese kampioen, het meganiese probleme halfpad deur die ren onderfit wat hom straks van 'n beter uitslag beroof het. Ierlandse Ben Healy was derde met plus 2 minute en 16 sekondes. Die uitdagende sirkelroete wat 15 keer voltooi moes word, is op 'n hoogte van 1500 meter bo seespieelbeslis en het in totaal 33 heuwels bevat, met 'n monsterklim op keistene kort voor die eindstreep. Pogačar het vroeër vanjaar ook die Tour de France 'n 4de slag agter sy naam geskryf. Sunay Lewis en Anneke Bos
het 50-talle aangeteken in Suid-Afrika se sege in 'n wêreldbeker opwarmingswedstryd oor Pakistan in Colombo. Suid-Afrika te danke aan Lees wat 54 nie uit was van 68 bale en Bos 58 nie uit van 59 bale, 233 vir 6 en 40.1 boubeurte aangeteken in hulle antwoord op Pakistan se 229 vir 9 en 46 boubeurte. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1731, Polokwane 1324, Lephalale 1633, Mbombela 1418, Mahikeng 1528, Pretoria 1627, Johannesburg 1325, Ermelo 916, Galagadi 1629, Gaborone 1830, Richards Bay 15 en 19, Pietermaritzburg 11 en 14, Durban 15 en 18, Port St Johns 14 en 17, Pongola 14 en 19, Maputo 1722, Bethlehem 7 en 16, Bloemfontein 1225, Alawal Noord 921, Welkom 1225, Vryburg 1527, Kimberley 1326, Appington 1628, Prieska 1326, Springbok 1128, Karasburg 1427, Keetmanshoop 1528, Mariental 16 en 29, Alexanderbaai 13 en 18, Brandvlei 1326, Loederitsbaai 1429, Vredendal 11 en 30, Kaapstad 1422, Sutherland 6 en 20 in die middag, George 1217, Jeffreys Bay 12 en 19, Kaberra 11 en 19, Grafreinet 9 en 17, Kaaphooggelas 13 en 19, De Aar 921, Molteno 4 in die oggend, 9 in die middag, Beaufort Wes 1021 en laastens Oos-London 11 in die oggend, 14 grade Celsius in die middag. Die markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R17.34 teenoor Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.35, die euro kos R20.29, die pond verhandel teen R23.24, 'n yen kos 12 sent, die prys van silwer is $46.08 Amerikaanse sent, platinum verhandel teen $1,589, palladium se prys is $1,280, die prys van goud is $3,769 per fyn ons, die prys van Brent olie is $70.25 Amerikaanse sent per vat. Gedagte vir die dag: stel van teikens. Jy teikens in die lewe, hou jou visie op dit, moenie afwyk, jy sal elkeen bereik, hou moed, lekker dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, jou met jou vriende en jou vriendinne, en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag word vir almal toegewens.